Goeiedag, waar u ook al bevind op hierdie oomblik, is u baie hartlik by hierdie uitsending. Ons groet mekaar in die Here se naam. Miskien moet ek eers net sê, 'n klein verskoning vra dat ons verlede Sondag hierdie selfe boodskap uitgesaai het sonder klank. Ek weet nie hoeveel betekenis u daaraan kon heg nie, maar ons het 'n tegniese probleem gehad. Dis die wat ons nou weer hierdie opname maak. Nietemin is u so welkom. En ek hoop dat hierdie saam luister en saam luister na musiek en saam bid, saam lees, saam nadink, ons almal aan mekaar sal verbind op 'n baie besondere manier. Die belangrikste om te onthou in hierdie tyd natuurlik is dat as ons van die Kersfeesvieringe praat, bedoel ons elke keer Christusfees. Die woord Kersfees kom nie van kerse af nie, maar van Christus af. So dit is die Christusfees wat ons vier. Ons praat byvoorbeeld, jy kersten iemand, jy maak van hom 'n Christen. En daarom praat die Hollanders van Kerstmis. En in Engels, die woord Christmas kom eintlik van twee woorde, Christ en Mass. En selfs as hulle dit saamvoeg, sommer kortheid salwe X maak, maar het beteken nog Christmas, dan is dit nie een of ander geheimsinnige meneer X waarvan daar gepraat word nie. Daardie X is maar net die Griekse G, die G-klank, waarmee die woord Christus begin. En ook dit beteken dan die Christusfees. Aanvanklik was daar nie so iets soos 'n geboortedag viering van Jesus nie. Dit het my eers meer as 300 jaar na Jesus, na Christus, het dit begin posvat. En veral in Europa, en daar is die gebruik gebring dat dit hier in die middel van, of einde van Desember kom, na by die kortste dag van die jaar. Nou val dit by ons natuurlik dat dit amper die langste dag van die jaar is. En die Europese invloed het gemaak dat, omdat dit die Kersfees daar in die winter gebeur, ons ook eintlik so winter konnotasie daaraan heg. Ons kerskaarte het boontjies op met sneeu en so aan. Maar met verloop van tyd kom jy ook agter dat in ander wêrelddele hulle eie idioom gegee word, hulle eie styl. Jy sien dit in skilderye. As jy byvoorbeeld skilderye sien wat in Japan gemaak word, dan kom jy agter dat die Japaneese kultuur en die kleredrag, dit wat eie is daar, word in die Kersverhaal ingebring. En in Afrika is daar 'n enorme aantal wonderlike skilderye waar die Christus gebeurtenis, die geboorte van Jesus in Afrika idiome weergegee word. Hierdie is maar een klein voorbeeld daarvan. Maar dit geld ook vir liedere. Ek is so bly dat Koos Du Plessis 'n lied geskryf het oor Kersfees en hy noem dit 'n somerskersfees. Onder hierdie somerson en onder die Suiderkruis. Jannie de Tooy het 'n mooi vers bygeskryf by Koos se pragtige lied. Maar kom ons luister nou na 'n weergawe van Lurika Raug, waar sy hierdie lied oor Kersfees in die somer in Suid-Afrika sing. Welkom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land.
jy hoe sag die klokke beier in uwe ouwe taal. Kyk selfs die nachtelike sweye, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. In hierdie land, o Heer. Voordat ons lees, kom ons bid net eers saam. O Heer, waar ons in hierdie tyd saamkom om die Christusfees te vier, bid ons dat die ou verhaal in ons lewens sal weer klink. Ons is die soekers, die herders, die mense wat van ver af kom om te sien. Vroue en mans en kinders deur die eeue, wat op een of ander manier geraak word deur die misterie van God. Deur die wonder dat ons in hierdie kind kan beleef dat God nie ver is nie. Dat ons mag waag om te sê, Immanuel, God is by ons. Gee dat waar ons dit vier, ook ons iets van u liefde so sal vertoon, dat ons u nabyheid sal belewe. Ons bid dat u sal wees by almal wat die Christusfees tegemoet gaan met vreugde en dankbaarheid en blydskap, maar ook by hulle wat dit tegemoet gaan met hartseer en moedeloosheid. Wees by die eensames, by elkeen wat ly, verdriet beleef, miskien oor 'n groot verlies. Wees by gelowiges en ongelowiges, by die wat naby staan en ver. Gee ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. Amen. Ons gaan lees uit 2 gedeeltes uit Lukas. Lukas 1 en die eerste gedeelte is 'n lied. Dis 'n lied wat Maria sing. En die tweede gedeelte is die verhaal wat vertel word oor die geboorte van Jesus. So ons kyk na die lied en ons kyk na die geboorte. En daar is baie merkwaardige ooreenkomste tussen dit wat in die lied gesê word en dit wat in die verhaal vertel word. Dit begin eintlik waar daar eers 'n aankondiging is, dat 'n boodskapper, 'n engel vir Maria sê dat sy swanger gaan wees, en as sy dan die swangerskap beleef, dan besoek sy vir Elisabeth, 'n niggie van haar, 'n vriendin van haar, wat ook swanger is. Sy gaan vir Johannes die Doper in die wêreld bring. En as hulle daar is, dan sing sy nou hierdie lied op 'n stadium.
Daar staan vanaf vers 46, Maria het toe gesê, my siel loof die Here. Miskien moet ek net vir u sê dat in die Grieks staan daar nie Maria nie, maar daar staan op hierdie plek Mariam, wat herinner aan Miriam. Ek is jammer dat die vertaling dit nie wys nie, ek weet nie hoekom hulle dit nie vir ons wys en dit dan net 'n bietjie verduidelik nie. Maar hier staan en Miriam het gesê, my siel loof die Here, maak groot die Here. My gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal al die geslagte my geseënd noem, want die Almagtige het groot dinge vir my gedoen. Ja, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan hulle wat vir hom ontzag het. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hy het die denke verwar van diegene wat te veel van hulle self dink. Magtiges het hy van hulle trone afgeruk. Geringes het hy verhoog. Hongeriges het hy met goeie gawes versadig en rykes het hy met leë hande weggestuur. Sy diensknegt Israel het hy bygestaan, deur sy ontferming in gedagte te hou, soos hy dit aan ons voorvaders beloof het, aan Abraham en sy nageslag vir ewig. Dis waar die lied sluit, en dan staan daar Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly, en daarna teruggegaan huis toe. Dan lees ons hoofstuk 2, dit begin so, in daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet afgekondig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Hierdie eerste volkstelling is gehou toe Sirenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde, Maria, wat swanger was, gegaan, om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek, dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees tot daar. Wanneer ons die Christusfees vier, dan is daar altyd kontraste in ons vieringe. Party beleef vreugde en sing kersliedere. Ander kan eensaam wees in die nood, in 'n hospitaalbed, in 'n tronk, ver afgeleë weg van familie en vriende. En hierdie kontraste kom ook voor in hierdie lied en verhaal wat ons gelees het. Dis 'n vreemde lied wat Maria sing. Dis nie 'n gewone kerslied nie, met die sagte weemoed wat jy by baie kersliedere kry nie. Of dit kan ook nie vergelyk word met een van die lawwe kersfeesdientjies wat jy by die koopsentrums aantref nie. Hierdie is 'n kragtige lied van vallende trone, van vernederde heersers. Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het gesê hierdie is die hartstogtelikste, wildste, mees revolusionêre kersfeeslied, adventslied wat ooit gesing is. Hy sê dit moet eintlik verban word. So revolusionêr is dit. Daar's 2 skilderye wat ek graag vir u wil wys. Die een is waar Chagall vir Miriam skilder. En Miriam waar sy dans en waar sy sing nadat die farao se mag gebreek is en die volk vry geraak het. En dan gaan hier dieselfde Chagall en hy skilder ook vir Maria. Nie waar sy sing nie, maar waar sy
die Maria is wat ons ken, maar tussen die Maria wat dans en sing, die Miriam, is daar in die Nuwe Testament hierdie Miriam, wat ook 'n besielde lied sing. Sy is hier anders as die dromerige vrou in blou wat ons ken. Hier is sy die besielde Maria wat dit voel of sy al die stemme van protes in die Ou Testament, of sy dit saamvat en in haar mond herleef dit. En as jy na die lied kyk, dan sien jy dit werk met teenstellings. Daar word gepraat van groot en klein en magtig en gering en gesiene en onbekend. Nou natuurlik weet ons almal dat die idee van mag nog altyd 'n geweldige rol speel in die geskiedenis van die wêreld, ook in ons eie lewens. Geldmag, militêre mag, politieke mag. Ons praat van magsposisies. En dit is 'n geweldige versoeking om mag te vergaar en te misbruik. Daarom word gepraat van magsbegeerte, magshonger, magsdronk, magsmisbruik. En mense sien hierdie misbruik op die tonele, die groot tonele van die wêreld, is vol daarvan. Maar ook op die klein tonele, in 'n klein omgewing, in 'n klein situasie, in 'n klein groepering of huisgesin of 'n familiekring, daar kan magsmisbruik ook teëgekom word. Maar al is dit so, dan sien ons nogal graag op na mense wat met mag geassosieer word. Ons wil geassosieer word met 'n persoon van aansien, want ons dink dit is magsmense wat die verskil maak in die lewe. Maar ons mag ons dalk misreken, want God werk ook deur nietiges en deur swakkes. En God gaan soms, dalk meer as soms, verby die maghebbers en die mense wat krag in hulle hande hou volgens hulle self. En Maria sing daaroor. Dit is verstommend hoe dit is dat dit dikwels die vroue is wat die lied aanhef teen die magsdronkes in hierdie wêreld, op hierdie aarde. Wat verstaan waar ons sê nee, sê God dalk ja. En waar ons sê te gering, sê God begenadig. En waar ons sê val in eerbied neer voor die mag, sê God, jy kan maar daar verby gestap het. Nou die lied van Maria word gesing in 'n tyd waar mag alles was. Die Romeinse heerskappy op aarde het 'n greep gehad. Die Romeinse keisers was verseker magsdronk. En teenoor hulle in 'n klein hoekie in Judea, op 'n klein nietige plekkie, is hierdie onbekende meisietjie in die mannewêreld. Sy is nie eers toegelaat om in 'n gebedshuis te sing nie. Net die mans mag dit gedoen het. Maar nou sing sy. Dit is geen toeval dat hierdie lied van bevryding deur 'n vrou gesing word nie. En sy sing oor wat sy beleef. Sy beleef dat die boodskapper vertel het van 'n kind wat gebore word, gaan word. En dat sy die draer is van hierdie kind, wat sy geboorte skenk. En dan is die vraag, kan dit wees? Waarom ek? En dan sê sy, ja, daarvoor, o, laat dit wees. Laat dit asseblief met my gebeur. En hierdie hele vertelling kom ons uiteindelik uit by die idee dat hierdie kindjie iets besonders gaan wees, dat hy Immanuel genoem gaan word, dat iets van die misterie van God se teenwoordigheid in 'n mens kan teenwoordig kom. Maar dan doen Maria iets
as ek nou dit uit 'n man se oogpunt mag sê, iets tipies vroulik. Met hierdie geheim, met hierdie belofte, besoek sy haar vriendin, haar niggie, wat ook swanger is, Elisabeth, wat die ma van Johannes die Doper gaan word. En dis 'n roerende ontmoeting, dis twee mense wat beloftes ontvang het. Hulle hoort saam, hierdie beloftes bind hulle aan mekaar. Te midde van 'n ongelowige, siniese, magsdronk wêreld, ontmoet twee vroue om beloftes te deel, om mekaar te bemoedig, om aan mekaar God se werk te bevestig. Dit kan dalk 'n prentjie ook wees van die kerk. Eenvoudige mense wat saam gebind word deur hoop. Maria sing hier oor God wat verby die grootes gaan en die geringes gebruik. En sy sê dit in die sterkste taal, hier staan God het maghebbers van hulle trone afgeruk, maar geringes het hy verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met gawes en rykes het hy weggestuur met leë hande. Nou moet 'n mens nie hierdie hele stellinge vergeestelik nie. Maar jy moet dit ook nie net vereenvoudig tot 'n soort van 'n klassestryd nie. Maar wat jy wel kan sê, is in hierdie lied word ons waardesisteme behoorlik onderste bo gekeer. Ons ontdek hier dat verwaandheid en magsvertoon en hebsug nie die laaste sê het in hierdie wêreld nie. Maria weet, God hou sy belofte aan geringes. Die kindjie in haar skoot is die bewys daarvan. Maar dis vir haar nie net 'n vreugdepad nie. Haar bestaan word ontwrig. Kom ek lees net vir u hoe Elisabeth Eybers dit uitbeeld, die feit dat daar 'n tweekantigheid is, nie net vreugde nie, maar ook die swaard wat deur jou siel kan gaan. Eybers se gedig se titel is, sy naam is Maria, en sy sê 'n engel het dit self gebring, die vreugde boodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy toe kon dink eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Die nag daar in die stal, geen een om in die nood jou by te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom, om nederige hulde te betoon, wis jy hoe soldate hom tot koning van die volk sou kroon. So die leidingspad van Christus word hier gesuggereer, van Jesus, maar ook haar betrokkenheid by die hele verloop word hier gesê. Maar dan gaan daar 'n tweede deel. Ons het nou gepraat oor die lied wat sy sing. Aan die ander kant kyk ons net vir 'n oomblik na die verhaal, die lied en die verhaal, die geboorteverhaal. En Maria se lied weerklink in die verhaal. Die woorde wat sy sing oor groot en klein, magtig en gering word hier sigbaar. Die kontras wat daar is, kan jy hier sien. Ons dink altyd as ons die geboorteverhaal dink aan die persone Josef en Maria en Jesus, maar daar's een naam wat jy baie maklik mislees. En dis die naam waarmee hierdie verhaal begin. Keiser Augustus. Van al die keisers van Rome was daar nie 'n belangriker keiser as hy nie. Hy is die beroemde eerste keiser van die Romeinse ryk. Sy eintlike naam was Octavianus. En hy is genoem
Divus Augustus, 'n goddelike Augustus. Hy word genoem die verlosser van die wêreld, die middelaar tussen die hemel en die aarde. En hy word so uitgebeeld. Een van die beroemde standbeelde, daar was baie oor hom, is waar hy met sy hand uitstrek as sy heersershand, terwyl sy ander hand die scepter vashou. Op die munte van die tyd is sy gesig aangebring oor en oor en oor. En as die mense gepraat het van die heerskappy van Rome, het hulle die Pax Romana genoem, die vrede van Rome. Maar hy in sy tyd het gesê, nee, ons noem dit die Pax Augusta. Ek is die een wat die vrede bring. En sy invloed in die geskiedenis is so groot, dat tot vandag, as jy jou kalender oopmaak, dan sien jy sy naam 2 keer, Augustus en Oktober, is al 2 vernoem na hom. Mens sou kon sê, in daardie tyd, is die geskiedenis, die groot geskiedenis, is gemaak in Rome. En dit wat nie in Rome gebeur nie, hoe verder dit van Rome af gebeur, is nietig en onbenullig. Maar tog was Rome se mag so groot, dat die keiser se bevele daardie mense daar ver, daai nietiges, geraak het. Dit raak 'n arm timmerman, wat woon in Nasaret in Sirië. En daar is 'n opdrag, dat hy na Bethlehem moet gaan. En Josef gehoorsaam, hy het nie 'n keuse nie. En waar ons hierdie mags prentjies het, die munte en die scepters, hier sien jy ander uitbeeldinge. Uitbeeldinge van 'n man en 'n vrou op reis. Uitbeelding van 'n groepie mense wat in 'n stal kniel. En dan ontdek jy dat die evangelie, die goeie nuus, het betekenis vir getuisterdes, vir werklooses, vir hongeres, vir bevreesdes, vir eensames, vir vertreurendes. En daarom kan ons mekaar ook troos met Kersfees. Ek het afgelope ruk het iemand vir my gesê, ek sien nie kans vir Kersfees hierdie jaar nie. En toe ek vra hoekom, toe sê die persoon, omdat die pyn wat ek het van iemand wat weggeneem is van my, te swaar gaan wees by Kersfeestyd. En iemand anders sê weer, die herinneringe wat ek saamdra, maak dit vir my moeilik op Kersdag. En iemand anders sê, maar my eensaamheid word nou beklemtoon. Miskien is dit hulle wat Kersfees die beste verstaan. En vir Lukas is dit die eintlike geskiedenis, nie die keiser se aansprake nie. Die geskiedenis van die keiser is uiteindelik niks in vergelyking met die geskiedenis van die kind in die krib nie, en die man wat sterf aan die kruis nie. Anders sal sê, dis die geskiedenis van 'n mislukte lewe. Daar's nêrens plek vir hierdie man nie. Nie in die herberg nie, en nie in die tempel nie, en nie in Jerusalem nie, en nie in die versteende harte van mense nie. Nie eens in Nasaret waar hy groot geword het nie. Ons dink, die magtiges laat dinge gebeur, maar ons misreken ons met God. Hier staan dit, die belangrikste mens is Augustus, die nietigste mense is Josef en Maria. God kom as dit ware met sy werk by die agterdeur in. En die kleinste klein onderdaan, wat in armoede gebore word, sien ons iets van die liefde van God. Kersfees help ons verstaan, daar is 'n dieper geheim as in die wêreld is dit wat heersers besluit. Die kleinste se invloed kan groter wees as Augustus se invloed. Nie die Pax Augusta nie, maar Jesus word genoem die vredevors. Dalk vind ons dit moeilik om hierdie adventsliedere saam te sing. Ons sê daar's te veel ontnugtering in die lewe, ons is behoeftig, ons is verleë, gebroke, verwilderd.
N.P. van Wyk Lou vertel vir ons in 'n gedig iets van hierdie vreemde teenwoordigheid wat ons kan troos, as hy die geboorte so beskrywe. Nie uit die wit paleise nie, wou hy uit soewereine wil tot ons soort staat gebore word, maar waar die kuise en die arme, die kuise is Maria, die arme is Josef, waar die kuise en die arme stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy visarentjie van God in ons benoude vlees geval. En daarom het ek gesê, dis eintlik hierdie mense wat iets van die benoudheid ondervind, wat miskien die Christusfees die beste kan vier. Ek het nou van Dietrich Bonhoeffer gepraat. Hy is in die Tweede Wêreldoorlog in die tronk gesit omdat hy so direk teen die nazi-regime gepreek het. En hy was 2 Kersfeeste in die tronk en baie alleen geword. In die tweede Kersfees het hulle geweier dat hy briewe ontvang, dat hy besoek ontvang, maar hy het tog 'n brief geskryf aan sy ouers en sy verloofde, waarin hy sê, natuurlik verlang ek vuriglik na julle in hierdie tyd, maar dis vir my geen probleem om Kersfees hier te vier nie, hier in die tronk. Dis tog hoe God gekom het tot in ons klein geslote ruimte. Hy skryf, dalk is dit sinvoller, en dalk word dit hier 'n sinvoller Christusfees, as waar Kersfees maar net 'n woord geword het. 'n Tronksel waarin 'n mens wag en hoop en afhanklik is dat die deur van buite oopgemaak word. Dis nie 'n slegte prentjie nie van adventstyd. Dis wat hy skrywe. En miskien as jy dit besef, dan kan jy daar waar jy is, saggies begin om Maria se lied en om die ander liedere wat gesing word, saam te neurie. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied te luister, terwyl ons nou gepraat het van groot en klein, is daar 'n wonderlike lied wat Herman van Veen sing, eintlik 'n kinderlied, wat begin met die woorde klein, klein, Jesukin. En al die woorde het sulke verklein woorde, dit klink dadelik na Hollands, maar is eintlik Vlaams. En hier sien mense die klein teenoor die groot. En terwyl ons na die woord kyk, of na die woorde kyk, gaan ek net die Afrikaanse, dit net vir die so klein Afrikaanse weergawe gee. Klein, klein, Jesuskind, kry jy so baie koud. Kom in my hart woon, en maak u daarvan iets mooi, iets groot. Ons sal 'n vuurtjie stook, ons sal 'n bietjie pap kook, en bring u liefste moeder saam, dan is ons almal tevrede. Klein, klein Jesuke, heb je zulke kou? Kom in mijn harteke wonen en maakt u daar een schouw. We zullen een vuurtje stoken, we zullen een pappeke koken en breng er uw liefste moederke mee, dan zijn we al tevreden.
as ons afsluit, wat anders kan ons vir mekaar sê as geseënde Christusfees. Amen.